Natuurlik begin mens vir 'n kind uitwys. Daar is 5, of daar is 2, of daar is 9, of daar is 12. Alright. Eers later in 'n kind se lewe leer hulle van 'n getal 0. Ek sit hom nou maar in rooi. Hierdie 0 insluit in al die natuurlike getalle word jou telgetalle genoem. So dis 0, 1, 2 ensovoorts. Wanneer jy dan fondasiefase is, en dan werk jy net met hierdie getalle, en dan net so in die begin van intermediêre fase leer jy van negatiewe getalle. So dit is -5, -3, enig iets wat ek skuld jou. Alright, so alle positiewe getalle, 0 en negatiewe getalle saam noem ons heelgetalle. Dit is die simbool vir heelgetalle. Wanneer ek dan werk met breuke, of dit nou 'n gewone breuk is, of dit nou 'n desimale breuk is, wanneer dit geskryf kan word as 'n gewone breuk. So selfs al het ek iets soos 0,731, dit kan mos nog geskryf word as 731 op 1000. Right. So enige waarde, enige desimale getal wat ook as 'n gewone breuk geskryf kan word rasionale getalle genoem. Nou, rasionaal, die Q staan vir rasionaal, sorry, dit staan in Engels vir quotient, quotient, want dit is 'n deelsom. Dus 'n breuk is mos 'n deelsom, iets gedeel deur iets, Selfs hierdie is 'n breuk, 1 gedeel deur 1, 0 gedeel deur 5, -5 gedeel deur 1. So al hierdie kan as 'n breuk geskryf word. Dit word nie noodwendig nie, maar dit kan. Getalle wat glad nie as 'n breuk geskryf kan word nie, soos byvoorbeeld pi, die getal e, wat jy later oor baie gaan leer, die wortel van 4, die wortel van 2. Al hierdie getalle word rasionaal, maar in Engels in wiskunde is nie. Dis nie rasionaal nie. So ons praat van nie rasionaal of irrasionaal. Jy kan ook hierdie simbool gebruik vir nie rasionaal nie. So dit is irrasionaal, spel ek dit nou amper al verkeerd. Alright. Alle getalle wat as 'n breuk geskryf kan word, of nie as 'n breuk geskryf kan word nie. Dit alles is reële getalle. Nou, in Afrikaans skryf ons, dit is reël, met 3 e's, of ons praat van reële getalle. Die getal is reël, of reële getalle. Nou, wat ek hou van die Engels, in Engels praat ons van the number is real. Met ander woorde, ek kan aanvat, dis 'n tasbare getal, my sakrekenaar stel dit voor, ek skuld jou dalk R5, of ek het 2 potlode, of die verhouding tussen die omtrek en die radius van 'n sirkel is pi. So dit is getalle waarna ek kan vat en dit bestaan. Nou, getalle wat nie bestaan nie, is nie reël nie. So ons praat van non-real in Engels, of nie reël in Afrikaans. En dan praat ons ook van imaginary in Engels, of ongelukkig imaginair in Afrikaans. Nou die I van imaginair is eintlik die enigste nie reële getal nie. En dit is die wortel van -1. Nou as ek nou praat van iets soos die wortel van -5, jy weet die wortel van 4 is 'n heelgetal. Die wortel van 2 is 'n irrasionale getal, maar beide van hulle is reëel. Waar die wortel van, ons doen sommer gou 'n voorbeeld, die wortel van -4 is natuurlik die wortel van 2 maal 2 maal met -1. So dit kan geskryf word as, die wortel van 2 maal 2 is ons 2 maal met die wortel van 1. So dit kan geskryf word as 2i. So enige ander wortel van 'n negatiewe getal kan as iets in terme van i geskryf word. Maar die enigste nie reële getal wat ons het, amper wat bestaan, want dit bestaan nie, i bestaan nie. Dit is 'n getal waarmee ons werk wat nie bestaan nie, word i genoem, die wortel van -1. Nou,
al hierdie getalle saam, of dit nou bestaan en of dit nou nie bestaan nie. Al hierdie getalle saam word komplekse getalle genoem. Komplekse getalle. Nou, komplekse getal, sal jy sien, gaan altyd uit 'n reële gedeelte bestaan, plus 'n nie reële gedeelte nie. Byvoorbeeld, 2 plus 3i. Daardie is 'n voorbeeld van 'n komplekse getal. Dit kan ook net 'n 2 wees, of net 'n 4i, of net 'n minus 7i. Maar uiteindelik, as ek net 'n nie reële gedeelte het nie, dan sal die reële gedeelte dus 0 wees. En as ek net 'n reële gedeelte het, sal die komplekse gedeelte 0 wees.